Partykeer is daar 'n verhaal wat vir jou net meer aangryp as ander verhale. So 'n verhaal is die verhaal van Telemachus. Telemachus was die monnik gewees wat in die 4de eeu geleef het, 'n klein monnikie ergens in Asië. Daar was sy werk om in die groentetuin in die klooster te werk. En op 'n dag het hy al hoe meer begin besef dat God hom roep om Rome toe te gaan. Uiteindelik het hy sy goed gepak, die lang pad aangedurf en hy is Rome toe. Toe hy by Rome aankom, was daar 'n groot opgewondenheid in die stad, want die Gode is verslaan en die mense het fees gevier en uiteindelik is almal op pad na die Kolosseum toe. Nou, hy het so met die pad afgegaan, saam met die mense in die Kolosseum in, hy het nie geweet wat gaan volg nie. Op pad het hy begin hoor hoe dat daar geluide is. Diere wat brul, mense wat strydkrete skree. En toe hy in die Kolosseum kom, toe sien hy wat daar aangaan. Klomp mense wat gereed maak om tot die dood toe te veg. Telemachus was redelik verstom. Toe hy sien hoe dat die gladiators na die keiser toe kom en dan vir hom salueer en sê, ons wat op die punt is om te sterf, salueer u. En of hulle dit gedoen het en of hulle dit gedoen het nie. Telemachus het gekyk wat gebeur. En die vegters het begin veg. Na hy 'n ruk gekyk het, skreeu hy, in die naam van Christus, hou op. Hulle het natuurlik nie opgehou nie. Hy het tot op die rand van die arena gehardloop en geskreeu, in die naam van Christus, hou op. Hulle het nie opgehou nie. Hy is tussen die vegters in. Die mense het bloed gesoek. Hulle het geskreeu, maak hom dood. En hy het tussen hulle in beweeg en gesê, in die naam van Christus, hou op. Uiteindelik het een van die vegters gehoor gegee en hom gelem, maag, bors, oopgesny en daar lê die bonneltjie bloed. En Telemachus sê vir Oulaas, in die naam van Christus, hou op. En toe gebeur daar 'n ding. Die skare word stil. En een vir een begin hulle opstaan en uit die Kolosseum uitbeweeg. Die tradisie sê, dit was die laaste keer dat daar ooit 'n geveg in die arena was, waar mense mekaar doodgemaak het, net terwille van die pret, dat ander mense sien hoe hulle doodgemaak word. Een klein monnikie, wat sy lewe gee, en 'n wêreld verander. Nou, wanneer ons in Kersfeestyd die Bybel lees, dan is die gevaar so maklik, dat ons by die krib stil staan en by die geskenke en by die ster en by die herders en die wyse manne en alles is mooi en idillies. Maar dis nie die verhaal van Kersfees ook nie. As ek so 'n bietjie verder lees, in Lukas hoofstuk 2, waar Simeon en Anna vir Maria en Josef in die tempel wag, dan is ou Simeon aan die woord, en nadat hy 'n lofrede geuiter het, kom hy en hy sê, Simeon het hulle geseën, en vir Maria sy moeder gesê, kyk, hierdie kindjie is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel, en tot 'n teken wat weerspreek sal word. So sal die gesindheid van baie mense aan die lig kom, en by jou betref, 'n swaard sal deur jou siel gaan. Kersfees het eers betekenis wanneer die lig van die kruis op die krib val. En wanneer dit wat by die krib gebeur het, klaar gemaak word by die kruis.
En wanneer Jesus Christus kom, nie 'n klein monnikie wat die wêreld bietjie verander nie, maar God self wat kom en die wêreld kom nuut maak. Mag jy in hierdie Kersfeestyd ook dink aan die verlosser wat sy lewe vir jou gegee het, die vredevors, hy wat gekom het sodat ons kan lewe. Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat ons in hierdie tyd nie hoef stil te staan by al die mooi goed wat daar in die stal gebeur het, en die geskenke, en die herders, en die wyse manne nie. Maar dat ons ook in hierdie tyd vooruit kan kyk na die kruis, en deur die kruis terug kan kyk na God, wat sy lewe vir ons gegee het, sodat ons kan lewe. Gee vir ons in hierdie Kerstyd ook u vrede, en maak vir ons stigters van u vrede. Amen.